Ek en jy leef in 'n wêreld met baie fake nuus. Dalk het jy ook al die storie gehoor van iemand wat jou aan parfuum laat ruik en as jy hierdie ruik verlam dit jou en hulle kan jou maklik kaap. Of dalk is die storie vir jou vertel dat hulle by petrolstasies vir jou 'n sleutelhouertjie uitdeel en as jy hierdie by jou hou, gaan hulle jou maklik kan vang. Daar's verskeie sulke stories in ons samelewing. Stories wat ons baie keer bang maak en wat vrees en kwaad by ons opwek. Iets wat ons samelewing nie regtig nodig het op hierdie punt nie. Hoe weet ek en jy wanneer is iets regtig autentiek? Kyk maar net na die politiek in Amerika. Op hierdie stadium weet mens nie wat is waar en wat word werklik gesê en wat word opgemaak en op sosiale media net versprei nie. Ek dink in hierdie wêreld waar ons leef, is daar baie keer stories wat ons wens nie waar is nie, wat waar is, en is moeilik vir ons om dit te aanvaar. En partykeer is daar stories wat niemand glo nie, wat waar is. Maar op 'n manier moet ek en jy kan onderskeid tref. Ek dink vir baie lank het ons in ons wêreld 'n fyn aanvoeling gehad hiervoor. Dat mens soms partykeer met iemand net kan staan en praat en so in jou binneste kan jy weet of hierdie waar of eg is of nie. Maar ek dink ons samelewing verloor dit nogal. So hoe lyk autentiek wees vandag? Ek dink, as ek en jy waarlik eg is, dan is ons iemand wat dit waag om kwesbaar te wees. Wat dit nogal waag om partykeer die kant van onsself te wys wat nie so seker is nie, wat nie al die antwoorde het nie, maar wat eerlik myself bring na 'n situasie toe. Ek dink ook egtheid is nogal magneties vir mense. Ek dink dit is magneties omdat dit mense laat veilig voel. Dis omdat jy vir mense 'n plek skep waar hulle maar eerlik kan sê wie hulle is, wat hulle dink en wat hulle glo, en jy gaan hulle nie dadelik oordeel of veroordeel vir wat hulle sê nie. Daardie egtheid het ons samelewing so broodnodig. Ou mense het altyd ons gepraat van jou gut. Kan onthou my ouma het dit altyd vir my gesê. Sy het gesê, diep in jou binneste Karen weet jy tog wat reg en verkeerd is. Vandag as ek dink aan haar woorde, dan besef ek, sy het my eintlik so mooi geleer om net toeganklik te wees vir die Heilige Gees. Om hom te kan ervaar, bewus van hom te wees in my lewe. Mag ons vir daai stemmetjie in ons luister. Ons wêreld het dit nodig. Want as ek en jy dit waag om mense te wees wat die waarheid praat, dat mense wat om ons leef seker is daarvan dat hulle by ons altyd die waarheid hoor, dan help dit onsself en dit help ons verhoudings.